Goeiemiddag, ons is nog hier so by 27 Oktober en ek moet net so 'n ander video by mekaar sit gou van 'n bietjie informasie wat ek al optel oor die laaste 2 weke of so en dit raak al hoe meer pertinent hier oor die laaste week en 'n half. En dit gaan oor die Amerikaanse experts wat in beide Amerika en in Suid-Afrika sit. Ek wil sê experts in aanhalingstekens, wat hulle aanslag op die mense wat die refugee-program wil volg, al hoe erger en erger maak, in die sens van om mense bang te maak. En ek sien dit nogal kwaai opduik op social media en op ander platforms. En dan is daar sekere mense wat selfs hulle self voorsit, jy weet, as kenners op die gebied van wat in Amerika aangaan en so aan, en dan hulle informasie uitgee, maar op so 'n manier om mense bang te praat. So, om jouself voor te berei, as jy die program wil volg, jouself lekker voor te berei, jy moet onthou, jy moet jou mindset gereed maak, dat jy gaan attacks van alle rigtings afkry. Uit jou eie familie uit moontlik, maar baie uit Suid-Afrika uit, van mense wat in Suid-Afrika agterbly, wat nie die program wil of kan gebruik nie, en dan wat uit jaloesie uit vir jou gaan baie van inligting gaan gee, in die hoop dat jy ook maar agterbly tussen hulle. En moenie val daarvoor nie. Ek het op comments gesien, en ek sien nogal veral comments van die swart populasie in Suid-Afrika, wat mense sleg sê en so aan, en ja, gaan weg, en soek julle nie en al die tipe van ding. Al wat ek kan sê is, laat dit hier ingaan by die een oor en by die ander oor uit. So, daar praat baie ouens wat kamesdag experts is, en hulle gaan jou hulle opinies gee, van hoe hulle wil opinies verdraai en op jou afdwing van hoe hulle sien is Amerika, of hoeveel hulle kamesdag weet. Ek het met een geselskap, nie 'n geselskap gehad nie, ek het met een so 'n bietjie woorde gewissel in terme van tekst, weet, type thing, wat vir my kom vertel, dat onthou in Amerika is alles fraktuur en die ekonomie kollaps en al die tipe van ding, en die persoon bly nie in Amerika nie. Hulle sien dit op die internet, kom uit Suid-Afrika uit. En ek gaan nie in argumente met daai mense betrokke raak nie, want hulle weet hulle waarvan hulle praat nie. En ek slaan my verstom hoe mense in Suid-Afrika sit en vir my kom vertel wat in my eie land aangaan, en ek is blind om dit te sien, want ek bly hierso. Maar ek lewe, jy weet, ek verstaan nie daai puntplekke nie. So, dan sal goed wat uitkom wat sê die program is gestop en julle mors julle tyd, en dan allerhande ander waarskuwings van die volgende government gaan alles terugdraai en julle terugstuur. Vir die wat nog nie dit voorheen gehoor het nie, ek het al voorheen daaroor gepraat, moenie bang wees nie, dit kan nie gebeur nie, dat hulle jou gaan terugstuur nie. Dit kan gebeur dat die program eventually gestop gaan word, dit weet nie, enige program kan gestop word. Maar as jy hier gekom het op die refugee program en jy is aanvaar as 'n refugee, onmiddellik as jy aanvaar is, dan is jy hier, en jy gaan binnekort green card kry en permanent residence, geen ander government kan dit reverse nie terugstuur nie. Dit is net teen die laws en die goed van Amerika. So jy sal fine wees. Ek hoor ook mense sê, ja maar onthou, julle gaan in Amerika kom en dan gaan soos 'n derde wêreldland se burger behandel word, julle gaan onder op die food chain wees en die mense gaan afkyk op julle. Dis presies mense wat nog nooit hier was nie, wat nie 'n cooking clue het oor wat in Amerika aangaan nie. Hoe die hospitality van Amerikaners is veral teenoor mense wat inkom as 'n refugee of oor buitelanders. Hulle is so geïnteresseerd in jou geskiedenis en so aan, dat hulle wil met jou praat en al die valles te hoor, hy het 'n aksent. So moenie oor daai ding bang wees dat jy gaan skielik op mense gaan afkyk op jou of neerkyk op jou, en jy gaan nou hele ander behandeling kry nie. Daai is ook net vals. Mense wat dit uitsprake maak, is mense wat nog nooit hier was nie. Dis seker maar hulle opinie, of ek weet nie waar hulle dit gesien nie, maar dit is maar net hulle manier van, ek dink as hulle dit vir jou sê, dan voel hulle beter oor hulle self, van waar hulle is op die oomblik.
En dan praat ons nou van, ek het nou net gepraat daaroor, van alles wat so baie duur is in Amerika, en alles word duurder, en die ekonomie het geval, die grootste in Amerika is bankrot. Moenie luister in daai goed nie, is vals, ernstig vals, ons is nog steeds die sterkste ekonomie in die wêreld, dinge raak goedkoper, daar is party goed hier en daar wat bietjie duurder raak, ander goed raak goedkoper, brandstof is al so ver afgekom, dit het al amper 25% geval in die laaste jaar, die prys van brandstof, so is dit goedkoper as raak van die delivery koste goedkoop, so alle goed word goedkoper. Dan praat die mense van, ja man, die tariffs het alles opgejaag, ek het net gister gaan kyk, volgens die tariffs, volgens die mense in Junie maand, het hulle vir my gesê, ja, julle gaan van nou af onmiddellik begin 25% meer betaal vir karre, want die tariffs wat op die aluminium en invoer en daai goeders is. Wat is? Dit is daar, die tariffs is daar. Die kar wat ek in my maand gekoop het, 'n splinternuwe kar, het gister het ek gaan kyk, het nog presies dieselfde gekos. Eintlik, inteendeel was hy $500 goedkoper geweest. So daai 25% wat moes bykom, het toen nog nooit gebeur nie. Moenie oor daai goed worry nie. Regtig moenie oor daai goed worry nie. As jy hier in Amerika aankom, sal jy vinnig sien jou inkomste wat jy kry, is jy gaan baie beter lewe as wat die inkomste wat jy in Suid-Afrika gekry het, vir dieselfde tipe werk. So, moenie bang wees oor dit nie. So, dis maar net 'n kort video wat ek wil maak vir die mense wat nog in Suid-Afrika sit en nie weet wat aangaan nie, weens die government shutdown en al die negatiewe goed wat hulle op social media sien oor die program, en nou is hulle bang en party wil nie meer, moet asseblief nie luister daarvoor nie. Dit kom, dit gaan aan, daar's nog niks gestop nie, en die mense wat jou so bang praat, dink net daaraan. Ek dink hulle doen dit net om hulle self te laat beter voel vir waar hulle op die oomblik sit. So dis dan vir julle mense, en dan ook op die laaste punt daar, moenie te veel agslaan op dit nie. Moenie dat mense jou ontstig of ontstel met hulle negatiewe kommensie, want jy gaan dit kry vir die res van jou lewe terwyl jy in Amerika bly. Daai mense in Suid-Afrika gaan nog steeds dit met jou uithaal, altyd. Ek word nog steeds elke dag uitgekry as 'n weghardloper en ek weet nie wat se krap alles nie. Lag hulle af. Geniet die dag verder en sien ek julle weer môre.